Goed, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. Nou, daar's eintlik nie kinderkerk nie, want 'n skoolvakansie, maar die kinders kan daar in die saal gaan hulle besig hou. Maar nou ja, ons eer die Here, U is hier, ek is hier en ek is opgewonde oor die woord. Al die gelukwensings is gedoen en al die verwelkomings is gedoen en alles, maar nou ek wil hê jy moet nou vanmôre net so 'n paar oomblikke vergeet van die hoender in die oond en as hy brand, Pick n Pay en Checkers verkoop ook laag hoender, so moenie worry nie. En fokus vanmôre op dit wat God in my en jou hart wil inspreek. Sê gou weer saam met my en ek sal dit kort en gereeld vir u sê saam met my. Binne in my is die koninkryk, die krag, die heerlikheid van God en sy liefde in my hart uitgestort deur die Heilige Gees van God wat aan ons gegee is. Amen. So jy's vanmôre die draer, jy's besmet met die koninkryk, sy krag, sy heerlikheid en sy liefde. Whether you want to believe it or not, dit is so, ek kan vir jou skrif op skrif gee, wat die woord sê, die koninkryk van God is binne in julle. Dan sê ek gee julle al die mag oor die krag van die vyand, en dan sê hy sê ek gee julle nie 'n gees van vreesagtigheid te gee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Jesus bid in Johannes 7 en hy sê, Vader, ek het hulle dieselfde heerlikheid gegee wat U my gegee het. Dieselfde heerlikheid. Dan sê die woord van die Here in Romeine 5 en ek kan op baie plekke, hy sê dat die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek wil jy moet net so 'n bietjie kennis neem van elke versie is die Heilige Gees betrokke. Ek sê elke versie is die Heilige Gees betrokke. En ek gaan die volgende, solank die Here my nou dit vergun om dit te doen, gaan ek praat oor die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid. Because everything in your life and my life that need to manifest the fruit of the Spirit. Die vrug van die Gees. Amen. So. Romeine 17 vers 14, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So ek en u lewe 'n lewe van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Is dit so? Nee, dit is nie so nie. Want ek gaan nou dit maar net so daar in jou pille versameling staan daar anti-stress pille en Prozen en drink chamomile tee. Hallo? Hoekom raak jy nou so stil? Ek praat met die Here oor die goed, oor myself. Maar party môre staan ek op met hierdie twee skouertjies so hard, die Vader weet, jy kan hom gebruik om 'n 10 pond hamer daarmee deur te klop. Sê ek, Here, die goed hoort nie hier nie. Want U sê die koninkryk van God is in my en dis vrede. En Here, ek het nie nou vrede. Waar is? Here, U moet met my help. My praat waar het ek my vrede verloor? Ook nie julle nie, ek. Julle is alright. Dit wat jy dink, waarmee jy mee te doen het, die goed wat na jou toe kom, is nie altyd so maklik en gerieflik nie. En die mens wees wat jy is en hoe jy saamgestel is, jou DNA en al die dinge, het 'n invloed op jou lewe, solank die vlees nog 'n invloed het. Ja, ek is baie gespanne soms, en ek is baie so bietjie spierpyne, dan sê ek, Here, hierdie goeters heers nie oor my nie. Maar ek heers daaroor in die naam van Jesus. En niks kan met my gebeur wat nie God se plan is nie. Dan bid ek en ek spreek lewe en ek sien dan het daar 'n verandering ingetree. Want ek kan nie koninkryk preek
as sy koninkryk nie leef nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik as jy begin praat oor koninkryk, as konings en priesters en vir sy God en Here, en ons praat vanmôre van oorwinning, dan kom die aanvegtinge, want jy word gevat op jou woord. Amen. Ek wil gou vir jou sê, en ek wil jy moet dit vanmôre weer hoor, die duiwel ken nie jou hart, die God ken jou hart. Die vyand kan net jou hart ken as jy jou mond oopmaak. En party ouens het nie filters nie. Moenie alles praat nie, hy hoef nie alles te weet nie. Want as hy weet, dan sê hy vir sy onderdane, go for it. En die aanvegting gaan kom. Ongelukkig is dit so, in hierdie wêreld sal jy verdrukking hê, maar goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Be of good cheer, I have overcome the world, I've conquered this world. Nou Jesus praat met die disippels en dan sê vir hulle, weet julle wat, ek wil julle sê in die omstanders, ek wil vir julle iets sê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Ek gaan weg. Maar ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur, om by julle te bly, tot in ewigheid. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, wat hy eintlik sê, ek is nou die trooster, maar hy gaan julle 'n ander trooster stuur. He's gonna send you another comforter. Nou, ek gaan julle 'n ander, kan ek gehoor? Trooster. Trooster, Parakletos, the one who maintain and sustain and uphold and encourage and comforts you. Nou, baie keer dan kom mense in situasies en dan sê ek vir hulle, weet julle, ek bid dat die Heilige Gees julle sal vertroos en julle sal omvou en julle sal vashou, en dan is dit woorde wat jy spreek en dan wonder jy, hoe gaan dit gebeur? Dan kom mense terug en dan sê hulle, pastoor, die oomblik toe jy oor my spreek, toe kom daar 'n vrede oor my. Dis die werk van die trooster. Jesus sê, ek gaan die Vader bid, ek gaan weg, ek kom terug in 'n ander vorm. Ek kom in die vorm van die Heilige Gees, want dan kan ek almal vertroos op een oomblik. Ek kan mense nou in Hermanus vertroos, ek kan in Caledon, ek kan in Kleinmond, ek kan in Kaapstad, ek kan in Johannesburg en ek kan in Rusland vanmôre almal mense troos, want ek is nie meer beperk binne in 'n liggaam nie. Maar ek is verspreid in 'n liggaam. Nou, hierdie wonderlike ervarings, nou wil ek gou vir u sê, en ek het Woensdag aand ook gesê, en ek gaan dieselfde skrif gou weer aanhaal. Johannes skryf sy briewe, en hy skryf in die laaste hoofstuk, die laaste versie. Hoor mooi, hy sê, daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Mense, as jy net dink aan die hele wêreld, dit wat Jesus alles gedoen het, die boeke nie kon bevat nie, is dit, hoe sê die kinders, papa, dis humongous. Een van my kleinseuns sê, oupa, dis Memphis. Nie massive nie, dis Memphis, oupa. Sê ek my kind, ja, ek weet, dis Memphis, oupa se kind. So ek wil vir jou sê, dit wat God doen, is onbeskryflik. Ek sê, dit is onbeskryflik, onverklaarbaar. En ek probeer my kop om het kry, Here, hierdie hele wêreld, kom ek kyk vanmôre, ek dink vanmôre aan die woord sê, en die hele Hermanus sou al die boek omvat, en kon ek nog sê, Here, Hermanus, maar is die hele wêreld. Wonders en tekens en kragtige dade, manifestasie van sy koninkryk en van sy krag. Nou, ek wil dit gou net sê, en ek het Woensdag aand so bietjie daaroor gepraat, die inwonende krag van die Heilige Gees, en dan is daar die Heilige Gees wat sekere tye gaan kom. En ek sal daaroor praat, want daar is 'n persepsie van die Heilige Gees moet nog kom. Hy het klaar gekom in jou en my, maar daar is 'n tyd wat hy weer kom om homself te manifesteer. We call it the manifest presence of God. Waar hy kom in sekere oomblikke en hy stap in. Ek gaan jou so gou verduidelik. Ek behoort aan 'n van die kerkfamilie. Ons is almal uit een pa en een ma gebore, soos een familie.
Ons ken mekaar, ons weet van mekaar, ons praat met mekaar, ons het tye wat ons saam kuier, maar ons is een, en ons weet dit. Maar daar's tye wat ons na mekaar toe kom. Waar ons na mekaar toe gaan. So kom maar tye wat hy ook na ons toe kom. So ek sal die goed vir julle verduidelik vorentoe, so ek wil hê julle moet net so 'n bietjie verstaan, die Heilige Gees in sy volheid, hy kan nie in sy volheid vanmôre in my en jou woon nie, want ons is nog nie gereed daarvoor nie. As gevolg van die mense se denke, en wat hulle sê, wat hulle praat, wat hulle bid en wat hulle glo. Maar ons sal die Here vra om ons te help in hierdie dinge. Nou, wie is die Heilige Gees nou eintlik? En wat het die Heilige Gees met my en met jou te doen? Ek wil vanoggend vir jou sê dat jy sal geen geregtigheid, geen vrede en geen ware blydskap kan ervaar sonder die Heilige Gees nie. Jy sal nie in oorwinning kan leef met krag en heerlikheid sonder die Heilige Gees werking in jou lewe nie. Nou, God is Gees, Jesus is Gees, en Heilige Gees en is 3 persone. Nou is daar 'n paar ouens nou gly hulle klats. Of hulle gly hulle koppelaar. Moenie worry nie, moenie bekommer nie. God is Gees en 'n persoon. Hy hoor, hy sien, hy voel, hy praat. Seun in die kerk was, sê hulle, die kerk moet deur die Heilige Gees met sout besprinkel word, met sout gesout word, want as jy sout laf geword het, baat dit niks maar om die varke en vertrap te word. Hy sê as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dan sê hy, die Heilige Gees. Wanneer die Here sy Gees uitstort in hierdie gemeente en mense begin in tale te praat, gaan sommige mense uitloop en sê, ek soek nie die stupidheid nie. Dan wil ek vir jou sê, maar jy gaan terugkom honger, en jy gaan terugkom dors, en jy gaan gevoed en geles word. Nie almal soek die Heilige Gees nie. Want ons het vandag bedrewe geraak, baie slim, baie voortvarend, 'n selfgedrewe lewe. A self-driven life. Me, myself, and I. Lord, I don't really need you. If I need you, I'll call you. Ek wil vanmôre vir jou sê, without the Holy Spirit, you are just nothing. You are limited. But there's no limitation in the Spirit. Nou, wil ek so 'n bietjie, net so 'n paar verse in Romeine 8 gaan lees, vir julle, dan sê hy, vers 1, hy sê, daar is dus nou geen veroordeling vir hulle wie in Christus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Nou hierdie vlees wat hy hiervan praat, wat nie na die vlees wandel nie, is na die insprake van die vlees en die wet. Want die wet en die vlees loop saam. Maar wandel na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So die eerste ding wat die Heilige Gees kom, hy maak my vry. Hy kom en hy maak my vry van 'n wettiese, natuurlike aardse lewe. Hy sê soos die aardse mens was, so is die aardse mens, soos die hemelse mens is, so is die hemelse mense. Hoe ek die beeld van die aardse gedra het, so sal ek ook die beeld van die hemelse dra. 1 Korintiërs 15. And you can only bear the image of Christ through the power of the Holy Ghost. Jy kan nie vanmôre probeer om jouself by 'n plek te bring en op 'n podium te sit en sê, wow, look at me now. Ek wil jou vanmôre sê, iewers gaan daai ding meegee. Maar wanneer jy vanmôre sê, ek is uitverkoop en die leiding van die Heilige Gees en ek wandel met hom, halleluja, ek dwaal nou nie meer, hy lei my, dan doen ek dinge wat God wil hê ek moet doen. Ek hoor sy stem en ek doen wat hy sê ek moet doen in gehoorsaamheid. Ek het in my lewe, en ek is jammer ek het so laat in my lewe uitgevind,
Maar in my bediening van 35 jaar was ek baie gedryf en gejaag deur mense se behoeftes en mense se begeertes en wat mense wil hê ek moet doen en mense die wil hê ek moet doen nie en mense gesê maar jy moet dit gaan doen en jy moet so gaan doen en ek het gehardloop en ek is moeg en ek het saans laat by die huis gekom, mense beraad tot 9-10 uur in die aand en my vrou en kinders was alleen by die huis en ons lewe het half en half by mekaar verbygegaan as gevolg van die bediening want ek was gejaag en op 'n plek toe sê ek Here, hierdie goed stop nou net hierso. Jesus het nie gekom vir die behoefte van die mens nie. Hy het vir een rede gekom, om die koninkryk van God te vestig, en die mens terug te versoen met sy God en sy Vader. Dis al wat hy kom doen. Hy het nie hy het nie vir jou sonde gesterf nie. Nee, hy het sonde aan die kruis vasgenaal. Hy het die sonde oorwin, ja. Hy het nie vir jou sonde kom sterf nie. Hy het vir die sonde van die wêreld, hy het die sonde aan die kruis oorwin, sodat ek en jy deur geloof die sonde kan oorwin. 1 Johannes sê hy vir hierdie rede het Jesus gekom om die werke van die duiwel te verbreek. Sy leuns, sy bedrog, hy slag en steel en verwoes. Maar ek het gekom dat hulle lewe, nie julle nie, hulle. Wie is hulle? Hulle wat in my naam glo. Nie almal glo in die naam van Jesus nie. Nou gaan ek 'n bietjie verder aan vers 5 en dan sê hy sê die vlees dink en die gees dink. So wanneer die Heilige Gees in my en jou lewe prominent raak en ons wandel met hom, dan verander hy ons denke. Jy dink nie met aards nie. Jy dink hemels. Jy dink die dinge wat daarbo is, die hoër lewe. Want soos 'n mens dink, so is jy. Sê hierdie woord, Salomo sê dit. Hy sê, want die wat vleeslik is, vers 5, bedink vleeslike dinge. Nou ek sê beteken sommer in vreeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, wat die gees bedink is lewe en vrede. Dit wat die gees bedink is lewe en vrede, want die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Wat die vlees bedink is vyandskap met God. Ek wil nie 'n vyand van God wees nie. Want dit kan ook nie. Want die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Want ons is deur een gees gedoop tot een liggaam. Jy kan nie vanmôre by Jesus kom aansluit nie. Jy kan nie vanmôre by sy Christus, maar ek wil, ja, jy kan by 'n instansie aansluit, jy kan by 'n klip gaan aansluit en jou klip vir jou betaal. Maar om deel van die liggaam van Jesus te word, is 'n dooping van die Heilige Gees. Jy's deur een gees gedoop tot een liggaam, deur jou geloof dat Jesus Christus die Seun van God is. Jy kan by 'n kerk gaan aansluit as jy wil, by 'n instansie, en jy kan jou tiende betaal, en God se vir jou hou. Jy kan jou klip vir jy betaal as jy wil. Maar weet jy wat, ek is verby daai goed. Ek is by die plek in die koninkryk waar hy sê, hy wat volop saai sal volop maai. Ek is by die saadkoring en die oeskoring en die broodkoring. Vers 10 sê, maar as Christus dan in julle is, is hy vanmôre in ons? Kan ek gou sien? Is hy in ons? Wie glo dit? OK, hoor mooi. Dan is die liggaam dood van wie die sonde, maar die gees is lewe van wie die geregtigheid.
Why? Because you've been justified, you've been made righteous by God through Jesus Christ the Son. En die gees van hom, hierdie is my versie mos, dis mos my most famous, dis mos my, elke oggend ek drink hom soos, party ouens drink Selusa 45, drink ek Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus die dood het opgewek in julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Glo jy dit? Glo jy dit? Mense, bely die ding elke dag van jou lewe. Praat met jouself. Christus is uit die dood uit opgewek. En dieselfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek, dieselfde gees wek, maak my liggaam lewend, die gees van God wat in my woon. Mense, 'n fontein in jou laat jou lewe. As jy 'n dam in jou het, of 'n put in jou het, dan raak alles in jou vrot. Maar as die lewe, hy sê, wie in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hoor my vanmôre, waar die fontein van lewe is, moet daar lewe wees. Kom ek lees vir jou weer, en as die gees van hom wat Jesus die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. En dan kom jou gemoed. Kan ek gou iets oor die gemoed sê? Hoe mense staan op met 'n vreugdelied en hulle is bly en hulle voel sommer lig en hulle voel lekker en jy het nie eers cannabis koekies nodig nie. Ek het 'n familielid wat die goed maak. Ek kom kuier hulle vir my susters. Nou ek het 5 susters. Nie 3 susters van 3 susters, ek het 5 susters. En my niggie sê, hoor jy al hierdie goed geproe? Nou kyk, jy kry mos die besadigdes, dan kry jy mos die vraatziges. Verstaan jy? Verstaan jy? en my een sussie sê, lekker, gee nog. Was hy lankie toe sê bewolkie. Het jy iemand gesien wat besimpeld raak? Jy kan met hulle nie huis hou nie. Party ons voer met mense gummy bears, daai gummy bears met daai goed in. Dan slaat hulle name met 'n dakplaat. Mense, daar's 'n vrede wat net God kan gee. Jy kan nou lekker voel en jy kan nou kom jy by jou gemoed en dan kom ek ingestap en jy voel lekker en sê ek, weet jy wat, jy lyk vir my siek, jy lyk nie lekker nie. En ek begin vir jou vertel van al die negatiewe goed rondom my en dan kom hang die vyand gewiggies aan jou gemoed. As jy lank daarna net dat jy so beswaar dat die Vader weet wie moet jou nou help om vry te kom. Is dit so? Daarom moet jy nie omring met negatiewe mense nie. Moenie. Dit is regtig, dit is aantasbaar, dit is 'n vlek op jou naam. As negatiewe mense jou begin beïnvloed en jy raak later net so negatief soos hulle en wonder jy nou wat gaan ek nou doen? Mense, dinge in die lewe gebeur. Maar die Gees van God is gestuur om ons te ondersteun, om ons te bekragtig. Wanneer die moeilike tye kom, is hy daar. Hy's nie daar nie, hy's hier. Hy is tot ons beskikking. Maar as ek en u nie hom erken en hom erkenning gee en met hom wandel, met hom praat nie, dan wil ek jou vanmôre sê, dis hoekom mense sukkel. Dis hoekom mense negatief is. Dis hoekom mense afgaan ondertoe, hulle weet nie watter kant toe. Hoe gaan ek oorwin? Ek het vanmôre vir jou een ding, begin praat met die Heilige Gees soos wat jy met my praat.
Ek praat met hom, vanmôre sê ek, Heilige Gees, U weet wat U vir hierdie gemeente vanmôre wil sê. Ek weet nie, ek het 'n klomp skrifte hier, dis al, maar Heilige Gees, U weet wat hierdie mense nodig het. Help my vanmôre en praat, gebruik my stembande, gebruik my as 'n English, as 'n vessel. Here, gebruik my as 'n kruik vanmôre en sê vir hulle, want mense sit in hierdie gemeente vanmôre in Hermanus die dorp met negatiewe gedagtes, met uitdagings met Suid-Afrika. Ek wil jou vanmôre sê, al wat ek sien wat God sien. Hierdie land is sy land en hy hef hierdie land op in Jesus naam. Hoor nou mooi. Vers 12, daarom, dan broeders, ons het nie skuldenaars na die vlees, om na die vlees te lewe nie. Ons skuld die vlees niks. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hierdie liggaam het baie cravings. Ek het nou ook gesê, die vlees het 'n bucket list. Die Heilige Gees is 'n fontein. 'n Bucket list sit jy goed in, en jy pak hom in. Begeertes. Behoeftes. Jy weet, ek wil jou vanmôre sê, as ek het net in my bucket list om in Frankryk te gaan vakansie hou, dis niks verkeerd daarmee nie. Maar weet jy wat is die Gees in my? Die Gees in my verlang om die manifestasie van sy krag te openbaar aan mense, die siekes, aan die blindes, aan die dowes en die kreppeles. Dis wat hy begeer. En ek wandel met hom, ek sê, ek staan nou in 'n winkel, ek staan by 'n plek en ek sê, Here, hierdie persoon is 'n kandidaat vir 'n wonderwerk. Maar daar's niks in my gees nie. Toe stap ek aan. Maar dan staan ek in die poskantoor en hier's 'n man wat pyn in sy liggaam het en ek vat aan sy hand en ek sê vir hom, kan ek vir jou bid? Hy sê asseblief. En ek bid vir my poskantoor en God maak hom gesond. Don't be led by your emotions. Be led by the Holy Spirit. Ek was reg in die winkel nou die dag om my vrou te bedien en God sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek het hom maar gelos. Ek het nog so 'n bietjie, want ek was lus vir 'n uitdaging. Ek was rondgejaag deur mense se behoeftes en begeertes en goed. Ek wil julle vertel wat eendag gebeur. Ek is in 'n gemeente en ek kom by 'n plek waar die Heilige Gees met my besig is en ek is in 'n vasting en gebed. En ek sê van die kansel af, ek sal nooit weer mense net gaan bedien omdat ek voel ek moet dit doen nie, maar ek sal luister wat die Gees van God vir my sê. Joh, en die Here hoor wat ek sê. Daar was 'n man in my gemeente wie ek baie lief was. Nee, hy was nie 'n ryk man nie, hy was 'n eenvoudige spoorwegwerker. Hy het die grootste agting en respek vir God se kinders gehad en hy was my deurwagter. Hy was so deurwagter dat hy self by Checkers se deur staan en wag vir die mense. As iemand in die gemeente van Christus van die kerk iets verkeerd sê, dan loop hulle tromp op en sê dit weer. Hy was vir my soos 'n bodyguard, ek het hom nie gevra nie, dit was net die verhouding wat hy met my gehad het en hierdie man raak siek. Die Here gebruik die ou die naaste my en hy raak siek. En hy gaan hospitaal toe en Elida sê vir my, jy moet vir die man gaan bid. Ek sê vir ja, ek sal wag tot die Here sê. Nou voel ek niks lekker nie, ek voel skuldig, ek voel bedruk, Here, maar U sê niks. Here, hoekom en sy vrou bel my en die dogter, is almal by die gemeente en hulle bel my, pastoor, ons pa is baie siek. Baie siek en die dokter sê, hulle weet nie wat hom bekeer nie en pastoor, asseblief kom bid vir my pa en ek bid, ek sê, Here, moet ek gaan en as nie is 'n nie of 'n of 'n hoor jy besluit myself niks en ek gaan nie. Maandag, Dinsdag aand, toe sê hulle, bel hulle my, sê, die dokter sê, hy gaan nie môreoggend sien nie, en ek sê, Here, nou wat nou, maar ek het niks, ek is hier binne soos 'n klip. Woensdagoggend, toe hy sy oë oopmaak, toe mekeer daai man soveel. Die dokter sê vir hulle net so,
ek weet nie wat om 'n keer het nie, so ons gaan nou nie charge nie, ons gaan, hoor jy, ons weet nie meneer, jy kan maar huis toe gaan. Het kos, daai tripie kos nie, in die medikliniek is nie, sommer net, jy kom in, jy gaan uit nie, jy moet maar jou kaart swipe. En ek sê die woensdag aand is bid hier, midweekdiens. En die mense gaan vanaand of kerk toe kom, of hulle gaan nie kom nie, en hulle kom nie kerk toe nie. Hulle is nou bitter kwaad vir die pastoor. So loop ek en ek wandel met myself, en ek praat met myself, en ek beklei met myself, en hoekom het jy nie gegaan nie, hoekom het jy nie vir die man gaan bid nie, en die Vrydagoggend, wat het jy Sondag van die kansel af gesê? Jy sal nie gaan tensy die Gees van God jou lei nie. Het ek jou gelei? Ek sê nee Here, dit is gehoorsaamheid. Sondagoggend sit die hele spannetjie weer in die kerk. Hy kom in en hy druk my en hy so bly, hy leef en alles, en ek sê vir hulle Sondag, wat ek laas Sondag gesê het, was 'n toets vir my. God het hierdie man gebruik om my te toets op my woord. Wees versigtig wat jy sê. Wanneer jy God intrek in jou lewe en uitsprake maak, aannames maak, wees versigtig. God gaan jou op jou woord vat. Here, ek sal nou net vir u lewe regtig. Dan stuur die vyand al die versoekings. Hoor jy nie lekkerste versoekings wat jy jou lewe, man, jy het nog nooit aan gedink nie. Skielik, en dit lyk so wonderlik, dit lyk so fantasties, en jy wil graag deel van, hoor jy, dit is iets wonderlik, hoor my vanmôre, maar ek het sê, Here, ek sal net vir u lewe, dan moet jy besluit, wat gaan ek nou doen? Dan begeer die vlees teen die gees, en die gees teen die vlees. Hy sê, julle is nie skuldenaars om nie na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat die gees van God, is die versie daar? Waar is my versie? Want almal wat die gees van God gelei word, gebestuur word, is kinders van God. In die oorspronklike Griekse teks, die seuns van God. Want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Vers 16, die gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. As ons kinders is, erfgename van God, mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Hoor my gou net uit. In die eerste plek is, die gees van God gee my die vermoë om die werke van die vlees te oorwin. Nommer 2 is, hierdie selfde gees begin jou lei. Hy begin jou bestuur, as jy hom toelaat. Want ons laat hom nie toe nie, want ons weet wat ons doen. Ons kom al lank aan, ek is nie 'n kort sokkie nie. Ek onthou toe ek so jonk in myself in die ambagswêreld bevind het, ook in die weermag soek nog net 'n inname man, hy vertel jy's 'n kort sokkie, wat weet jy? Maar die gees begin ons lei. Hy begin, maar ek moet hom erken as die gees van die waarheid wat my sal lei. Hy sal die wêreld oortuig en ons sal hy lei. En ek gaan gou weer net vir jou herinner, dat hierdie woord oortuig in Johannes 16, hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, is nie condemn en verdoem en wraak en kom afdruk nie. Hierdie woord oortuig beteken om jou die waarheid te vertel, to tell the truth, to tell the lie, to help you, to sustain you, to maintain you and to uplift you. Hy sal die wêreld oplig en die waarheid gee en die waarheid vertel en die waarheid, en dan kom hy in die kerk van God en hy sê, ek sal jou in die hele waarheid lei. Dan sê Jesus, Here, heilig my in die waarheid, u woord is die waarheid. Dan sê hy, dan getuig die gees saam met my gees. Ons is nou een. Dan getuig die gees saam met my gees, ons is nou een. Hoor mooi wat sê hy? Hy sê die gees self getuig saam met ons. Hy getuig saam met ons gees. Vers 16. Hy getuig saam met ons. Wat staan daar?
Die Gees, hoofletter G, Heilige Gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hoekom vra mense vir my, pastoor, is ek regtig 'n kind van God? Is ek regtig, as ek doodgaan, sal ek nie hel toe gaan nie? Pastoor, is ek sê, as die Heilige Gees in jou lewe is, dan getuig hy saam met jou gees, jy's 'n kind van God. Dan is ons erfgename van God, mede-erfgename met Christus, of van Christus. En dan sê hy, as ons saam met hom ly, sal ons saam met hom verheerlik word. Nou, ek weet, hierdie woordjie L-Y is nie 'n woord wat almal wil hoor nie. Al wat hierdie woord sê, as ons saam met hom die werke van die vlees onderdruk en verafskie en wegstoot, sal ons saam met hom die karakter van God openbaar. Dis al wat hy hierso sê. As ons bereid is om die werke van die vlees af te lê en een kant toe te stoot en prys te gee en nie in te wil weet by al ons familie en vriende en kollegas in, maar ons stoot dit weg en sê, Here, ek verag hierdie goed, dan begin ons saam met die Heilige Gees die karakter van God te openbaar. En dis wat die kerk van Jesus Christus geroep is om te doen. Ek gaan afsluit. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge geestelik kan vergelyk. Ons het die wêreldse gees, die wêreld het 'n ander gees. 'n Gees van korrupsie, gees van bedrog, gees van hoogmoed, pride, en al hierdie goed. Hy sê, ons het nie die gees van die wêreld ontvang, maar ons het die gees van God ontvang, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Ek kan vanmôre, dit wat hy vir jou geskenk het, kan ek hier nou op 'n tafel sit, en ek kan vir jou 'n klomp goed gee, wat God ons geskenk het, en ek sal daarby kom, maar nie nou nie. Maar hoor my vanmôre, ek en u moet in hierdie dag besef, ek het nodig om die Heilige Gees in my lewe te begin erken, en met hom te begin wandel, met hom te praat. Gaan staan stil en sê, Here, ek baie keer sê, Here, ek het 'n saak nou hier op die tafel, ek weet nie wat om te doen nie. Maar Heilige Gees, u is hier, u moet my nou lei, u moet my, dan bid ek saggies, terwyl die mense met my praat, bid ek saggies, Here, gee my insig, Here, gee my wysheid, en net so, dan kom, hoekom? Ek erken die Heilige Gees. Ek bid hier voor en loop ek sê, Heilige Gees, ek erken u krag, ek erken die wysheid, ek ken u vermoëns, ek erken dit, ek erken dat u in my lewe is, ek erken die vrede, ek erken die geregtigheid, ek erken dit, Here, ek kan nie vanmôre sonder u nie. Dankie Heilige Gees, dat u my ewig liefhet. Mense sit vandag in hoë posisies, omdat die wysheid van God, een van die kenmerke van die 7 eienskappe van die volheid van God, die wysheid van God, hulle gevat het in plekke in, toe mense stil staan, toe gee God hulle wysheid om daar te kom. Dan kom die mense roem in homself. Nie lank nie, dan word hy van sy pos afgevat. Hoor my vanmôre, gee aan God die eer, want die Heilige Gees is gestuur, om ons te leer en te lei in die hele waarheid. Kind van God, ek en u moet by 'n plek kom waar ons onsself verneder, sê, Here, ek erken vandag, ek weet nie alles nie, ek is nie alles nie, ek gaan deur moeilike tyd, maar ek kom die Heilige sê, ek is hier vir jou. Ek is hier vir jou. Praat net met my. Erken my net. Maak my deel van jou situasie, en ek verander jou hele situasie. En 'n saak waarmee jy vir 5 jaar sukkel, of 'n saak waarmee jy vir 3 jaar sukkel, of 15 jaar sukkel, kan die Heilige Gees in 1 sekonde oplos. God kan 'n mens se hart in 1 split sekonde verander. Op grond van jou geloof, op grond van jou ingesteldheid, en die erkenning in die Heilige Gees. Hier sit vanmôre nie mense in hierdie gebou. Hulle was heel verlore, en op 'n spesifieke oomblik, toe kom ontmoet die Heilige Gees hulle. Omdat iemand vir hulle gebid het. Omdat iemand iewers vir hulle ingetree het.
Hier sit vanmôre hierdie plek, baie kinders en mense wat gered is, omdat 'n moeder en 'n vader, 'n ouma, iewers hulle knieë deurgebid het vir jou, en nou dink jy maar, dat dit net gebeur. Nee, iemand was besig om 'n gebed oor jou te bid, iemand was besig om jou naam te noem, en die Heilige Gees hoor jou naam, en hy kom die regte oomblik, en hy klop aan jou deur, en hy verander die hartskamer van jou lewe, en hy trek in, en hy kom woon in jou, en hy verander jou lewe in 'n sekonde. Hoor my vanmôre. Jou saak is nie vanmôre te groot vir God nie. Jou saak is nie vanmôre 'n vriesblok wat nie ontvries kan word. Jy hoor my vanmôre, God is in staat, maar hy wag vir jou om jou mond oop te maak. Sê, Here, ek erken U as my Vader. Ek erken Jesus as die Seun van God, die Lam wat geslag is. Heilige Gees, ek erken U vanmôre as die Parakletos wat my ondersteun, wat my omvou, wat my vertroos, wat my versterk en my reg ophou. Heilige Gees, ek erken U vanmôre. U stap in, en where you enter in, everything just changes. If you want to change things in your life, and in your marriage, and in your family, and in your finance, start to acknowledge the Holy Spirit and make Him part of your life. And you'll see how things will change. Hy word die Gees van lewe genoem. Hy word die Gees van die waarheid genoem. Hy word die Gees van krag genoem. Hy is die fontein van lewe, wat lewe bring, waar alles dood gegaan het. Moenie vanmôre mismoedig raak, die kind van God. Moenie vanmôre iewers gaan sit en sê, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek wil jou vanoggend sê, staan op jou voet en sê, Here, ek erken vanmôre die Gees van God. Ek erken die Heilige Gees as die derde persoon in die Godheid, wat in die liggaam van Christus weer personifikasie kry. Ek erken dit vanmôre. Kom staan saam met my en sê vanmôre, Heilige Gees, ek erken U vanmôre in my lewe. Ek erken U werk. Ek erken wat U doen. Lord, I acknowledge You this morning. I acknowledge Your power. I acknowledge Your existence. I acknowledge this morning that You dwell within me. Holy Spirit, I acknowledge You this morning because You are the life. You are the truth this morning. And I want to enter into, by grace this morning, into this new life. Lord, I thank You. Heilige Gees, kom praat met die Here. Ek wag vir jou. Praat so 'n bietjie met die Here. Vergeet nou van wat ek sê. En ek wil jou net so 'n paar 30 sekondes gee. Wat jy vir die Heilige Gees sê. Heilige Gees, ek erken. Ek in my huis, ons erken U vanmôre. Ek erken U in my besigheid. Ek erken U in my hart, in my finansies, in my huwelik. Ek erken U, Heilige Gees. U is die een wat die deure toemaak. U is die een wat nuwe deure oopmaak. Heilige Gees, U is die een wat skyn in ons harte vanmôre. Heilige Gees, ons erken U vanmôre. As mense sê, dis onmoontlik, dan sê die Heilige Gees, watch my. Watch my. Maar erken my. Ek wil gou, kyk gou vir my. Kyk gou vir my. En ek is baie versigtig wat ek sê. Wie van u wat hier staan, het môre 'n uitdaging wat jy moet betree en jy weet nie hoe nie. Kom aan. Kom aan, steek jou hand op. Hou hom daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoor my vanmôre, hoor my. Hoor my, ek wil hê jy moet my hoor. God sê vanmôre, watch my. Hoor my, kyk vir my. Hou gou jou hand weer net daar. Hou gou jou hand weer daar. Die woord sê, en ek gaan die Engels gebruik, ask of me. What do you want? Sê vir hom nou wat jy nodig het. Kom aan. Julle anders steek julle hande op en bid saam met hierdie mense. Kom aan. Asseblief, ek vra julle. Kom ons raak, ons is die liggaam van Christus. Watch my. Here sê watch my. Gee ag vanmôre. Gee ag en sien wat ek vir jou doen. Wat wil jy vanmôre van God vra? Wat wil jy van hom hê vanmôre? Kom aan, sê vir hom. Here, ek het promosie nodig. Here, ek het 'n ander werk nodig. Here, ek het finansies nodig. Here, ek het 'n verandering in my lewe nodig, in my huis. Here, ek het 'n verandering. Here, daar's deurbrake wat ek soek. Here, ek het genesing in my liggaam nodig. Here, hy sê, vra my vanmôre, what is it what you want? Ask of me.
and I will. Vader, ek staan vanmôre saam met hierdie mense. En ek bid vanmôre korporatief vir die liggaam van Christus. Here, ons wil vanmôre verklaar, U is die Seun van God Jesus. Heilige Gees, U is vanmôre die Gees van waarheid. Heilige Gees, Parakletos, wat gestuur is om ons te onderskraag, te vertroos, te versterk, regop te hou, te ondersteun. Die Gees van wysheid, die Gees van krag. Die Gees van geregtigheid. Die Gees van die Here. Ons erken vanmôre dat U instap en waar U instap, Here, verander U sake in een oomblik, Vader. Ons erken dit vanmôre. Heilige Gees, ek verklaar vanmôre, daar is geen gees sterker as U nie. Heilige Gees, U is die krag van God geopenbaar en ek eer U vanmôre daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Dankie vir die eklesia vanmôre, Here, wat instap en sê, Here, genoeg is genoeg. Dis tyd vir omkeer, is tyd vir nuwe krag, is tyd vir nuwe oomblikke, is tyd van manifestasie van die goedheid en die guns van God in ons lewens. Tyd vir genesings, Here. Wonders en tekens en kragtige dade, die liggaam van Christus gaan manifesteer deur geloof, liefde en U Gees, Here. Ek bid vanmôre, Here, ontvang ons dankbaarheid. Ontvang ons lof vanmôre. En ek verklaar vanmôre, wanneer die mense môreoggend opstaan, Here, is daar verandering, is daar deurbrake, deure gaan oop, geleenthede kom, Here, en U verander die harte van manne en vroue. Ek bid dit vanmôre, Here, en daardie mense, wat ander mense verniel en verwoes met hulle gesindheid en woorde, ek verklaar vanmôre, dit stop in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus Christus vanmôre. Elke vloek is gebreek. Elke vloek is gebreek, Here. Vader, vanmôre kom teen stres, teen spanning, angstigheid, depressie. Ek vervloek dit vanmôre in Jesus naam. Dankie Vader. Ek eer U vanmôre. In ons is die koninkryk, die krag, die heerlikheid en die liefde van God. Dankie Heilige Gees, dat U in ons leef. U woon in ons, Here. Vir ewig woon U in ons. En ons eer U daarvoor. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I honor you. And I thank you in Jesus' mighty name. En julle wat glo, sê amen. Loof die Here. Die Here seën julle, julle is geseëndes van die Here. Geniet die week wat vir julle voorlê. Vrede, blydskap, oop deure. Seën julle.